Ja, welkom by vandag se verkenning. Ons kyk vandag na maniere om gewasse te help, jy weet, om voedingsstowwe en veral stikstof beter te gebruik. Ja, stikstof is nogal die groot een. Presies. Ons bron is uittreksels uit 'n dokument oor 'n produk, Maxinel. So die missie om te verstaan hoe hierdie tipe biokunsmis werk en hoekom stikstofbestuur so 'n groot ding vir produsente is. Goed, kom ons pak dit uit. Reg. Kyk, die groot uitdaging met stikstof is, wel, plante het dit absoluut nodig om te groei. Dis nie onderhandelbaar nie. Maar dit kom met, kom ons sê maar, kopseer. Kopseer, hoe so? Wel, eerstens, dis duur. Sintetiese stikstof, ek meen. Die vervaardiging daarvan, dink aan die Haber-Bosch-proses wat meeste daarvan maak, dit gebruik vreeslik baie aardgas. O ja, ek het al daarvan gehoor. Energie-intensief. Baie. En dit dra by tot die bron sê omtrent 1,5% van globale CO2-vrystellings. En dan die gebruik daarvan het ook 'n omgewingsimpak en plante is dikwels nie baie doeltreffend om dit te gebruik nie. So baie gaan verlore. Ja, nee, presies. Trouwens, die bron sê 30 tot 50% van die stikstof wat jy toedien, dit gaan net verlore. Poef. 30 tot 50%, dis baie. Hoe gaan dit verlore? Op 'n paar maniere. Dit spoel uit. Leaching noem hulle dit. Dan beland dit in waterweë, veroorsaak eutrofikasie. Soos daai oorgroei van alge of die waterjassinte in ons stamme. Jep, presies daai probleem. Dit kan ook vervlugtig as ammoniagas, veral uit ureumkunsmis as die grond sekere kondisies het. Jy weet, alkalies of droog. En dan is daar denitrifikasie. Dit omskakel na N2O, laggas. En dis 'n kweekhuisgas wat amper 300 keer sterker as CO2 is. So dis geld en hulpbronne wat letterlik in die lug verdwyn of wegspoel. Sjoe. Okay, so dis die probleem. Nou, hierdie Maxi-N, die materiaal stel dit voor as 'n natuurlike benadering. Ja. Dis 'n amptelik geregistreerde biokunsmis, né? Wet 36 van 1947, groep 3, en dit bevat lewende bakterieë. Dis die kern daarvan, ja. Die spesifieke soort is Azospirillum brasiliense, nogal 'n mondvol. Ja. En die produk waarborg 'n minimumtelling van hierdie lewende goedjies per gram. Hulle meet dit in KWE, kolonievormende eenhede. Reg. En hierdie A brasiliense, dis nie iets wat in 'n laboratorium gebrou is nie. Nee, glad nie. Dis 'n natuurlike grondbakterie. Dit kom wyd voor en dis bekend daarvoor dat dit plant groei verborge. Dit vorm 'n soort, 'n vennootskap, 'n simbiose met die plantwortels. 'n Vennootskap, soos in gee en neem. Presies. Die bakterieë help die plant. Hulle voorsien goed soos stikstof natuurlik, maar ook groeihormone. Dink aan indol-3-asynsuur of IAA. Dit help nogal baie met wortelgroei. O, interessant. Ja, en ook sekere ensieme, antioksidante. In ruil daarvoor kry die bakterieë kos van die plant af, koolstof en 'n lekker blyplek, meestal in die rhizosfeer, daai besige lewendige area reg rondom die wortels. Goed, so hoe presies help hierdie bakterieë nou met daai groot stikstofprobleem wat jy genoem het? Die bron sê daar's 3 hoofmaniere. Die eerste een, dit klink amper soos touwerkuns. Dit haal stikstof uit die lug uit. Ja, dit klink so, né? Maar dis suiwer biologie. Dit word biologiese stikstofbinding genoem, of BSB. BSB, okay. Hierdie bakterieë het 'n spesiale ensiem, nitrogenase. En hierdie ensiem kan iets doen wat plante nie kan nie. Dit vat gewone atmosferiese stikstofgas, N2, wat oral om ons is, maar nutteloos is vir plante. Ja, die lug is mos meestal stikstof. Presies. En dit skakel daai N2 om in ammoniak, NH3. En dit is 'n vorm wat plante kan opneem en gebruik. Dis basies waar die bakterieë stikstof uit die lug gryp en dit omskakel na plantkos. Wow. Dit gebeur veral in die lae suurstoftoestande naby die wortels en studies wat die bron aanhaal dui op 'n potensiaal van so tussen 10 en 40 kg stikstof per hektaar per jaar wat so vasgevang kan word. 10 tot 40 kg. Net uit die lug uit. Dis nogal 'n bydrae, né? Dis beslis nie te versmaai nie, nee, dis stikstof wat jy nie hoef te koop nie. Okay. Dis nommer 1. BSB.
Wat is die tweede meganisme? Die tweede manier is om die plant se stikstofbenuttingsdoeltreffendheid, dis 'n mondvol. Hulle noem dit NUTE. N-U-T-E. Nute. Benuttingsdoeltreffendheid. So dit beteken die plant gebruik die stikstof wat hy wel kry, beter. Jep, presies. Dit maak die plant meer spaarsamig of effektief met elke bietjie stikstof wat hy opneem. Of daai stikstof nou uit die grond kom, of uit kunsmis, of uit hy BSB waarvan ons nou net gepraat het. Minder vermorsing binne in die plant self. Hoe doen dit? Wel, dis deels deur beter wortelontwikkeling. Daai IAA-hormoon help daarmee, onthou. Meer wortels beteken beter opname. Maar dit help ook met die vervoer en die metabolisme van stikstof binne die plant en die produksie van ander planthormone soos oksine en sitokinine. Goed, so dit help die plant om die stikstof wat hy kry, beter te gebruik. En die derde ding, die bron sê dit het ook 'n impak op die plant se sonpanele. Hahaha, ja, goeie manier om dit te stel. Dit verbeter fotosintese. Hoe werk dit? Die bakterieë help om die chlorofil-inhoud in die blare te verhoog. Meer groenpigment. Deels deur hormone soos sitokinine wat blaarveroudering of senescence vertraag. So die blare bly langer groen en produktief. Presies. Meer chlorofil beteken die plant kan sonlig beter vasvang, meer CO2 uit die lug bin en uiteindelik meer plantmateriaal produseer, meer biomasse, meer groei. So, die kerninsig hier dink ek is nie net dat Maxi-N stikstof verskaf via BSB nie, Maar dit verbeter die plant se eie doeltreffendheid. ja, op 3 fronte. Stikstof kry, BSB, stikstof gebruik, NIT, en energie maak, fotosintese. Dis amper soos om die plant se engine op te gradeer, eerder as om net meer brandstof in die tank te gooi. Ek hou van daai analogie. Prakties gesproke, hoe kry jy hierdie bakterieë by die plant uit? Dis seker nie so eenvoudig soos om kunsmis te strooi nie. Dis eintlik redelik veelsidig. Die bron beskryf 2 hoofmetodes. Eerstens, grondtoediening. Jy kan dit direk in die plant voorspuit, met plant of saam met sy bemesting, of selfs deur jou besproeiingsstelsel stuur, vertigasie. So direk by die wortels. Ja, die idee is dat die bakterieë dan die wortelsone koloniseer. Dit stimuleer daai wortelgroei waarvan ons gepraat het en fasiliteer die BSB daar naby die wortels. Grondtoediening het gewoonlik 'n langer nawerking. En die ander metode? Blaartoediening. Jy spuit dit direk op die blare. Die plant kan dit redelik vinnig opneem deur die huidmondjies, die klein gaatjies op die blaar. Hoekom sal jy dit doen? Wel, dit kan handig wees om sekere grondprobleme te omseil, sê nou dis baie droog, of die grond is kompak. Of dan wil jy die plant net 'n vinnige hupstoot gee tydens 'n kritiese groeistadium, soos blomtyd of korrelvul. Dit kan ook help met die opname van ander voedingsstowwe deur die blaar. Maak sin. So grond of blaar, of albei. Die bron stel voor dat 'n kombinasie van die 2 metodes dikwels die beste resultate gee. Miskien grondtoediening met plant en dan 'n blaartoediening later in die seisoen. En nog 'n paar praktiese punte. Dis geskik vir organiese boerdery, né? Ja, dis 'n geregistreerde groep 3 biokunsmis, so dis reg vir organies. Dit het 'n raaklewe van 9 maande in vloeibare vorm en die aanwysings dek 'n wye reeks gewasse. Lyk my so, ja. Mielieskoring, bone, tomaties, aardappels, selfs bome soos avos en sitrus en ook druiwe. Die doserings en tye verskil natuurlik. Goed om te weet. En hier staan, jy moet dit binne 4 uur na vermenging spuit en verkieslik vroegoggend of laatmiddag. Ja, dis standaard vir baie biologiese produkte. Jy wil nie hê die son moet die mikrobes doodbrand of dat dit te vinnig afdroog nie. En jy moet dit meng net voor jy dit gebruik. Reg. So as ons dit alles saamvat, wat beteken dit vir jou as luisteraar? Dit lyk of hierdie Maxi-Acin, danksy die Azospirillum bakterieë, 'n biologiese hulpmiddel bied om stikstofbestuur te verbeter. Ek dink dis 'n goeie opsomming, ja. Dit kan moontlik help om wel minder staat te maak op daai duur sintetiese kunsmis, wat ook daai omgewingsnadele het, en terselfdertyd tog jou opbrengs ondersteun of selfs verbeter. Inderdaad, daai 3 aksies waaroor ons gepraat het, BSB uit die lug, beter interne benutting en dan die verbeterde fotosintese, dit spreek direk daai kernprobleme aan wat ons aan die begin genoem het.
Die hoë koste, die lae doeltreffendheid. Ja, daai vermorsing deur loging, denitrifikasie, vervlugtiging en natuurlik die omgewingsimpak. Dit skuif die fokus ten minste gedeeltelik na die verbetering van die plant se eie ingeboude potensiaal eerder as om net meer en meer van buite af te probeer inforceer. Dit maak nogal baie sin. En hier is dan 'n laaste gedagte om saam met jou te neem. As mikrobes soos hierdie A. bruxellense hierdie soort potensiaal het, hoe kan die slim benutting van sulke natuurlike prosesse ons hele benadering tot volhoubare landbou dalk wel verder hervorm, selfs boonbehalwe net stikstofbestuur? Dis 'n groot vraag en 'n belangrike een. Die mikrobioom van die grond, dis 'n hele wêreld daaronder